Ons gesels vanoggend met Jan Blom oor sy nuutste album en hy deel nou 'n voorsmaakie met ons van een van die liedjies daarop, naamlik Beautiful Jy. Jan, kom ons luister. Hey, beautiful jy. Yeah, yes, you're beautiful in my. Hey, alles is okay. Hey, die storm is voorbij. En die storm dek verdwijn. Ek steeds op soek na zijn. En die radioman die sê, jy moet weer wat jy wil hê. So hy, beautiful jy. Yeah, yes, you're beautiful in my. Hey, alles is okay. Hey, die storm is voorbij. Oh, die storm is voorbij. Beautiful jy. Alles is okay. Beautiful jy. Dis baie mooi en ek dink voordat ek by die res van die album uitkom, gaan ek dadelik met die deur in die huis val en vir jou vra, waar kom die inspirasie vir hierdie spesifieke liedjie vandaan? Ag, dis baie maklik. Meeste van my inspirasie kom eintlik van my lewenservaring af, maar dit gaan maar almal oor girls. Ja. En hierdie gaan oor die mooiste girl in die wêreld, my 13-jarige dogter Simon. Kyk, die ding van die troubadour liedjie skryf, ou met die gitaar ding is mos maar jy skryf nou vir die liefde. En ek love songs en ek het lank nie gesukkel nie. Ek kon net nie op die punt kom om 'n song te skryf wat ek gevoel het reg is vir haar nie tot nou toe. Dis verskriklik mooi en ek bedoel dis nou 'n nuwe volle album tot daar waar die lig is. So wat presies kan jou aanhangers verwag? Ek dink hulle kan nuwe goed verwag. Jy weet ek probeer myself so min as moontlik herhaal. En die enigste manier om jouself nie te herhaal nie, voel ek, is om regtig elke keer meer en meer eerlik te wees. Jy weet, ek dink almal van ons het daar's maar vlakke van eerlikheid. Jy weet, daar is ons maar tog wat ons graag wil hê die wêreld van ons moet dink en van die wêreld van ons moet sien dit is menslik. Maar ek probeer regtig buite die ego al hoe meer en meer skryf. Ek dink dis een van my missions. Ek dink daai eerlikheid en daai rou emosie wat ons altyd hoor, jy weet, en wat so duidelik na vore kom wanneer 'n mens na jou musiek luister. Dit is nogal iets wat kenmerkend is wanneer 'n mens dink aan Jan Blom. Maar is dit soms vir jou uitdagend? Want ek bedoel, 'n mens is ook blootgestel, nê, na aanleiding van dit wat jy met die mense deel. Ja, natuurlik is dit uitdagend. Ek dink dit is uitdagend, maar ek kan nie presies onthou. Jy weet, ek dink om courage te hê. Dis nie altyd om nie bang te wees nie. Dit is nog steeds om die regte ding te doen al is jy bang. En ek probeer dit regtig. Jy weet, daar is wyse woorde. Ek probeer daarby lewe. Daar's ook 'n musiekvideo in wording. Ja, is 'n musiekvideo. Ek het so my dogter, obviously ek se pa. So sy is die mooiste, sy dans die mooiste, sy is die slimste. En net so is ek hopelik sy raak nou 13, so dit is besig om baie vinnig te verander, maar ek was die sterkste en mooiste vir die eerste 13 jaar. So ek het sy's 'n verskriklike goeie danser. En ek het haar gevra om in die musiekvideo saam met my te speel. So
ons het daar nog nooit regtig in die publiek gehad. Ek en ma het altyd, jy weet, gewag vir 'n sekere ouderdom as gevolg maar van jy weet, van my eie blootstelling oor die laaste jare in goeters en dat ek maar so onbeskaamd was oor dinge. Wou so graag beskerm en ek dink dit was haar keuse geweest en ek het haar gevra of sy dit wil doen en toe sê sy ja, sure, papa, sy gaan saam met dans op die video. Wel, ek dink dis wonderlik, jy weet, want op die einde van die dag is dit graag wat 'n mens sal wil hê, is dat ek dink as 'n mens se kind eenvoudig net so deel is daarvan en ook deel in daai storie, jy weet, in daai persoonlike ervaring wat jy dan nou eintlik ten laaste met mense deel. Maar nou is daar vir my iets anders wat uitstaan. En dit is die feit dat ek het 'n voeltjie oorvlei dat daar ook 'n fisiese CD's beskikbaar gestel gaan word. Nou is my vraag, hoekom so besluit in 'n digitale era? Presies daaroor. Ek het nog altyd gegaan. Ek het 'n fantastiese 'n klomp fans in 'n audience. En ek het altyd baie van my musiek word geskryf voor hulle. Jy weet, ek sal 'n song skryf en dan as ek hom die dag skryf, sal ek hom byvoorbeeld die aand speel, jy weet, voor die mense en daar word die songs eintlik gebore. Jy weet, dit word voor mense gebore. En ek hou daarvan om te connect met hulle. En baie mense het vir my gesê dat nog CD-players, hulle wil sien. Jy weet, hulle mis daai fisiese ding wat jy het, wat jy by 'n show kan teken, daai. Ek dink in 'n digitale era waar ons memories amper net gekoppel word aan 'n konsep, jy weet, aan 'n klomp sommetjies wat bestaan op 'n rekenaar. Voel ek miskien daar is plek daarvoor om weer fisiese goeders, jy weet, om 'n CD vas te hou en onthou ek het hierdie rock and roll CD gekoop by daai show en dit is myne en hier sit geteken en hier is die boekie en ek kan hom lees. Dis iets wat jy kan opstaan en gaan uithaal. Dis vir my was dit gewees werklik om mense van hulle fone so vir 'n paar sekondes weg te kry. Ek hoop jy gaan haal jou CD-player en jy sit jou foon neer en jy haal die CD uit en jy sit die CD in en jy en jou geliefde kan bietjie gesit en gesels sonder om 'n foon op te moet tel om musiek te luister. Ek stem heeltemal saam met jou. Nou daar is ook 'n produksie die 8de Mei. Ons het so 'n minuut oor. So ek wil graag vir jou vra dat jy dalk net vir ons sê waar ons kaartjies in die hande kan kry, want dis gebaseer op hierdie album ook. Julle kan definitief kyk op Emperor's Palace se webtuiste. Julle kan kyk op Vonk Musiek ook. Definitief en op my Facebook. Die ticketlinks is by Emperor's Palace. Dis vir my verskriklik groot. Ek is altyd net in my noppies as mense my uitnooi om te kom sing. En nou het ek hierdie groot produksie en dis vir my wonderlik. Dis 'n klomp musikante van my favourite musikante in die wêreld en ons het 'n groot skerm en soos omtrent al my albums is dit weet daar's 'n storielyn daaraan. En hierdie keer het ek besluit net om my laaste 25 jaar in die musiekindustrie die storie te vertel, die ups en die afs, die lig na die donker, na die lig. Weereens, die rou emosie. Ek is seker van dit is iets wat duidelik na vore sal kom. Jan, baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom kuier het en ek dink ek sien saam met die res van die mense uit na hierdie unieke produksie ook en na Sirius wat weer 'n verskyning maak. Baie dankie en sterkte ook met hierdie album. Baie dankie. Goed, dis dan al van ons kant af, maar sien julle môre weer. Gaan kyk ook gerus na ons in diepte gesprekke op ons sosiale media platforms en veral ook YouTube. Dis dan goeiemôre, good morning. Maak seker jy skink môreoggend weer 'n koppie koffie.